Goeiemôre. Ek spot so ewe vanoggend. Ek sê nou net ek vergeet my preek by die huis. Maar hy is in my kantoor. Kan jy my tablet vir my kry asseblief, my kind? Toe ek hier kom staan te besef ek kan nie vorentoe gaan nie. Maar ek sal uit die kop uit gewerk het, gee my net 'n Bybel. Goeiemôre en vriende, baie welkom by vanoggend. Hier's 'n paar besoekers, lyk dit vir my. Ja, dis ons styl. Dis wie sentraal gemeente is. Mense vra vir my baie keer, wie is sentraal gemeente? Dan sê ek kan jou nie verduidelik nie, baie dankie. Ek kan jou nie verduidelik nie, kom kyk. En dan is daar sekere mense wat ek al geleer het daar langs die netbal bane om ook vir hulle te sê, as hulle vir my sê, hulle wil weet waaroor gaan die kerk, dan sê ek maar vir hulle, ek dink nie jy moet na ons kerk toe kom nie, want jy gaan nie pas nie. Julle moet daai gesigte sien. Maar is nie lankie dan hulle hier. Het werk, maak hulle nuuskierig. Vriende, maar ek wil die volgende skrif met jou deel. Ek moet dit nou eers doen. Dankie. Hoor 'n bietjie wat skryf die Here hierso vir ons. Want ons is 'n tempel van die lewende God. Soos God gesê het, ek sal onder julle woon en saam met hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan uit hulle midde uit en sonder hulle af, sê die Here, en moenie aanraak wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem, en ek sal julle 'n vader wees, en julle sal my seuns en my dogters wees. Vriende, ek wil jou groet met die volgende woorde, genade en vrede aan jou, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, ja, die Here Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. So, ek het nou die verwelkoming gedoen, bietjie de mekaar, maar hy is hier. Vanoggend gaan ons kyk na gebedstyd. En daar's 'n stopoorlosie, so ek gaan vinnig preek, is dit reg met julle? Ek kan my tyd hou. Daar's 'n oorlosie daarbo, ek sien hom. Ek wil begin hier vir jou te sê, wat is die doel van gesprekke tussen mense? Ek weet, ek is 'n talker. Gesprekke is die fondasie om verhoudings te bou. Gesprekke is die fondasie en die geleentheid om mense te leer ken. Jy kan langs iemand sit en nie 'n woord met daai persoon praat nie. Hoe op aarde gaan jy daardie persoon leer ken? Jy het 'n gesprek nodig. Dit hoef nie groot of lank te wees nie. Met wie het jy gewoonlik jou eerste gesprek gehad? Jou ouers. Al was dit net 'n geskree, maar dit was 'n gesprek. As iets nie reg is nie, het jy dit gesê. En dan daardie ouers, julle weet, daardie groot gesprek wat die kind gewoonlik het. En moet nou nie vir my sê, dis nie die waarheid nie. Daar is so iets soos 'n ma en 'n pa, wat kompeteer om te hoor, gaan die kind eers te sê, papa of mamma? Kyk, hulle weet waarvan ek praat, dis die waarheid. Want hy eerste woordjie het hy gesê, mense het vir my 2 dinge gesê voor ek kinders het, moet hulle nie leer praat nie en moet hulle nie leer loop nie, want dan begin die moeilikheid. Hulle was reg, nou is hulle groot en hulle praat en hulle loop. So, ja, maar daar moet gesprekke wees tussen hulle. Want vir gesprekke gee nuwe verhoudinge tussen mense. Ek vat 'n voorbeeld met ons kerkkamp. Ons was 'n hele groep mense. Die eerste aand kon jy sien, die wat mekaar ken het seker groepies gemaak, want almal is vreemd. Die Saterdag aand om die 4 toe ons de mekaar. En almal kuier, want skielik het ons 'n ander persoon in die gemeente ontmoet wat ons nog nie geken het nie. Deur net 'n gesprek te hê. Ons het opinies gehad, ons het interessante goeters gekuier om die kampvuur, maar dit het verhoudinge gebou, dit het iets van iemand geleer. Die gesegde sê mos, 'n vreemdeling is net 'n vriend wat jy nog nie ontmoet het nie. En dit is moontlik dat een van jou beste vriende hier sit, maar jy het nog nooit met hom of haar 'n gesprek gehad nie. Want dis wat jy nodig het, 'n gesprek het altyd meer as een persoon nodig. Maar 'n gesprek kan nie net in een rigting wees nie. Ek het 'n toets gedoen, nou praat ek weer uit. Ek het opgehou om mense te kontak, sekere persone, wat ek ken in my lewe, en gewag en gekyk, kom iets terug. En as jy na 'n jaar sien, nou kom iets terug nie, is dit regtig 'n vriendskap? Nee. Vriendskap het 2 kante. Al is dit net nou en dan 'n gesprek, maar dis hoe jy seker maak, dis hoe jy 'n verhouding bou. Dieselfde geld met jou verhouding met die Here.
Dis goed om by die Here net stil te sit. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Dis goed om net stil te sit, maar ergens moet ek en jy met 'n gesprek met God begin. Ergens moet ek en jy met hom praat en op 'n plek kom om te sê, Here, maar dis my situasie. Ek en jy kan ook kies hoe dieper verhouding is met iemand. Ek en jy kan ook kies hoe diep moet my verhouding met God wees. Ek en jy kan besluit, watter gesprekke wil ek met God deel. Party wil ons nie, né? Hy hoef dit nie te weet nie. Kom ek sê, weet wat is nou die interessantste ding? As jy nou wil hê die Here moet glimlag, of selfs vir jou lag, as jy na die Here toe kom en jy sê, Here, ek wil nou net vir u vertel, hoe gaan dinge nou werk in my lewe? Want ek en jy mos 'n plan. Dit is goed om 'n plan te hê, maar God het 'n groter plan. Maar jy moet daai gesprek hê. Jy bepaal hoe lank dit is, jy bepaal hoe ernstig dit is. Maar ek wil vanoggend 'n mispersepsie aanraak. Want ek het agtergekom hoe met meer en meer mense ek werk, hoe meer mense sukkel hiermee. Die lengte van jou gesprek, gebed met God, bepaal nie die kwaliteit of die intensiteit daarvan nie. En daar's baie mense wat sukkel daarmee. En toe ek tot hierdie selfde besef gekom het, dan maak dit 'n bietjie ligter, want mense is op hierdie stadium moedeloos daaroor. Want ek moet lang gesprekke met God hê, en dis goed en is belangrik. Markus 12 vers 40 en Lukas 20 vers 17 sê, dat die skrifkenners wat lang skyngebede gegee het 'n ander oordeel. So dit help nie, jy probeer 'n gebed met God hou, met 'n stopoorlosie nie. Dit gaan nie werk nie. Ons raak 'n bietjie prakties. Hoe laat jy die tyd stil staan? Doodstil gaan staan. Gaan bid bietjie vir 'n uur. Man, jy bid jou hele hart uit, en as jy kyk, as sien jy, daar's net 5 of 7 minute verby. Ja, dis nog lank om 'n uur om te kry. Maar dan begin dit 'n marathon raak, dan begin jy dit mis. Want dit help nie ek en jy begin net na 'n oorlosie kyk nie. Want die lengte van jou gebed is nie waaroor dit gaan nie. Ek is eerlik, in my eie persoonlike lewe is daar kort gebede. En dan is daar tye wat ek by die Here lank moet sit. En dan is daar tye wat ek by die Here moet sit en my hart uitstort. En dan is daar tye wat ek by hom sit en huil. Want dit is so 'n verhouding met 'n mens op werk. Daar's kort gesprekke en daar's lang gesprekke. Ek wil graag jy moet vanoggend iets leer saam met my, dat gesprekke met God se tyd is nie waaroor dit gaan nie. Party mense doen dit in die oggendmense, en party mense doen dit in die aand, party mense doen dit in die nag, en dis goed. Party mense het gesprekke met God op die pad. Maar wat gebeur het met die fariseërs en die skrifgeleerdes, het hulle hierdie swaar laste op mense, jy kan in Matteus 23 gaan lees, geplaas deur die lengte van die mense se gesprekke, en hulle het moedeloos geraak. En ek kom agter, dis wat met baie mense gebeur. Dit maak dit nie maklik nie. Gesprekke met God, gebede met God, is nie 'n marathon nie. Ruk terug gesien waar 'n teoloog sê, hy het besluit hy gaan deur die nag bid, en hy sê hy het dit reg gekry. En die volgende oggend het hy net een ding gehad om oor te hou van dit, moegheid. Hy sê maar, en hy kon daarom sê ek kon dit reg kry. Dan mis jy die punt. Maar dit gaan oor met watter hart ek en jy na God toe gaan, en mense kan met my verskil, maar dis waarmee mense baie keer sukkel. En in hierdie gebeds, die woord Engels is 'n struggle, met hierdie uitdaging van gebed, kom mense op 'n plek en dan raak hulle minderwaardig. As ek nou 'n mikrofoon hier so uitdeel en ek sal sê, bid vir my voor die gemeente, hoeveel mense sal die vrymoedigheid hê om dit te doen? Soos daarom 1 of 2 hande, want ons is bang, want sê nou net, ek bid nie so mooi nie. Sê nou net, ek het nie die regte woorde nie. Ek het gesukkel met gebed, en 'n predikantsmentor van my, het ek eendag mee gepraat, en ek praat van 'n goeie, uitstekende predikant, hy het sy doktersgraad en alles, ek het baie respek vir daai man. En as jong predikant het hy aan my erken, dat hy nie kon bid nie, veral nie voor mense nie. Nou dis ondenkbaar, hy's dan 'n dominee, hy moet dit dan kan doen. En in sy baadjie sak moes hy 'n gebed van elke tipe scenario dra.
om hom uit te haal en hom te lees. Ja, later in sy lewe, maar dit was soos 'n spier wat hy moes oefen. Hy moes dit begin leer, aanleer dit. Vandag weet ek, hy's gemaklik daarin. Maar dis die pad wat ek en jy moet stap, en die belangrike ding is, ek en jy moet gebedstyd hê, en dit bring my by ons tema vir oggend. Hoe lyk jou gebedstyd? En ek wil hê ons moet vanoggend gaan kyk na 'n spesifieke persoon in die Ou Testament, en jy kan saam met my oopmaak by ons eerste skrifgedeelte, is in Daniël 2. As enige iemand 'n Bybel nodig het, ek het hier voor nog Bybels. Daniël 2. So amper in die middel van die Ou Testament, as dit jou kan help. Dis dieselfde Daniël wat in die leeukuil was, as jy daardie storie al gehoor het. Wees rustig, daar's baie tyd. Jy sal sien as jy baie meer Bybel begin lees, dan begin die bladsye nie meer so vas sit aan mekaar nie. Maar 'n nuwe Bybel doen dit. Iets van 'n Engelse Bybel daar. Ek verstaan, dit gaan 'n bietjie tyd vat, so nuwe Bybel. Ek wil graag hê ons gaan 'n bietjie vanoggend na Daniël kyk, want daar was 'n paar gebede, en dis waar, jy kan meer as een gebed, en daar's baie voorbeelde in die hele skrif. Maar ons gaan 'n bietjie kyk na Daniël en sekere goed wat gebeur het in sy gebed en hoe hy met God gekommunikeer het. Daniël 2 vanaf vers 17. Hou vir my daar oop, ons gaan hom nou lees. Ek wil net graag begin met 'n bietjie agtergrond, waaroor gaan die hoofstuk Daniël, hoofstuk 2. Die hoofstuk Daniël 2 gaan oor koning Nebukadneser wat sy eerste groot droom gekry het. En koning Nebukadneser was regtig 'n moeilike mens, en as jy na sy geskiedenis gaan kyk, hy het mense opgekap in stukke. So as hy nie van jou gehou het nie, was hy nie veel van jou oor nie. Jy kan uit die geskiedenis van hierdie ou gaan lees. Koning Nebukadneser kry 'n droom, hy's baie ontstel, jy kan in die begin van Daniël 2 lees, hy's nie gelukkig oor wat hy ervaar het nie, en hoor die volgende mense wat hy nader roep, ek wil net vir jou sê, die waarsêrpriesters, die golaars, die towenaars, die galdeers. En hy roep al hierdie waarsêrmense en hy sê vir hulle, julle moet hierdie droom vir my uitlê. Maar ek gaan nie vir julle sê wat die droom is nie, julle moet sommer weet ook wat die droom is. Dis nie baie mooi nie, maar hy het ook nou al geleer, jy kan vir hierdie ouens iets sê en dan gaan hulle vir jou enige storie vertel. En as hulle dit nie kan doen nie, gaan hulle doodmaak. Maar die gevolg is, dis moeilik. En een van hierdie ouens tussen hulle, sy naam is Daniël. En as jy kom by vers 16, dan vra Daniël vir hierdie koning, of hy nie 'n bietjie tyd kan hê, om hierdie droom uit te lê nie. En ek wil hê jy moet saam met my vanaf vers 17 af lees. Daniël 2 vanaf vers 17. Toe het Daniël na sy huis gegaan, en die saak aan sy metgeselle Hanania, Misael, Asaria meegedeel. Dit was hulle name as Israeliete. As jy gaan kyk na hulle name in die nuwe land waar hulle is, wat was hulle name? Kan iemand my help? Sadrag, Mesach en Abednego. Nie Sem, Gam en Jafet nie. Dis 'n ander 3 ouens daai. Dis 'n ander storie. Kom ons gaan verder. Sodat hulle om ontferming kon pleit by die God van die hemel. Is dit nie mooi nie? Die God van die hemel, oor hierdie geheim, en Daniël en sy metgeselle nie om die lewe gebring sou word, saam met die res van die wyse van Babylonië nie. Aan Daniël is die geheim toe in die nagtelike visioen geopenbaar, waarop Daniël die God van die hemel geprys het. Ek wil hierdie eerste gebed vir vanoggend noem, Daniël se pleitgebed. Kom ons gee hom 'n naam. Ons noem hierdie vanoggend, Daniël het 'n pleitgebed tot God gehad. Hoe lank was die gebed? Ons weet nie. Ons kan miskien aanneem, dalk 'n dag, dalk 'n nag. Maar hierdie ouens het begin bid saam. Die 4 van hulle saam, en hy het in 'n nagtelike visioen dit gekry. So ek wil vir jou sê, hy was nie alleen nie. Hy het vriende by hom gehad. Hy het mense om hom gehad
wat dieselfde taal as hy praat, wat saam bid, wat saam oor dieselfde saak kan sê. Hulle het in eenheid gebid. Psalm 133 sê, waar daar eenheid is, en dan vers 3 sê, bevel God sy seëning. Engelse Bybel sê, command God his blessing. As daar eenheid in 'n huwelik is, bevel God sy seëning. As daar eenheid in 'n gemeente is daar seëning. As daar eenheid tussen vriende is, so my vraag aan jou vanoggend is, saam met wie bid jy? Ons bid daarom by die Bybelstudies en by die mannebediening, waar ons as 'n groep manne by mekaar kom, of 'n klompie mense, of verskillende aksies, die aanbiddingspan doen dit ook. Maar ek het vriende wat ons om die braaivleisvuur staan, en dan vra ek myself, bid ons ouens saam, bid ons vrouens saam, bid ons gesinne saam? Dis 'n goeie vraag. Ons verstaan nie, waarom kry ons nie antwoorde tot God nie, maar ons sit met hierdie ryk geleentheid, waaruit ons kan uitdelf, om by God uit te kom. En ek moes ook daar baie van, en ek leer nog steeds in my lewe, maar bid jy saam met mense? Ek weet van mense wat in ons gemeente is, wat deur oortuiging deur God begin het om 'n gebedsgroepie by die werk te hê. En dan kan jy nog in die moeilikheid ook kom daaroor. Maar bid ons saam met mense, want dis presies wat hy gedoen het. Kom ek vra jou nog 'n vraag, as gesin, bid julle nog in 'n restaurant? Hou julle nog hande vas? En ek wil jou vra, as jy dit sien gebeur in 'n restaurant, staan op, niemand gaan vir jou kwaad wees as jy klaar geëet het, en stap na daai gesin toe en sê vir hulle, dis goed om dit te sien. Want dan is jy besig om 'n medebroer of suster in Christus te ondersteun, deur net dit te sê. Ek weet, ek sê baie keer vir die gesin, wanneer ons saam bid, sê ek vir hulle, vandag moet ek dit baie hard doen, en dit voel asof ek skree op die Here, maar dis al hoe ek bo die geraas het kan doen. En dan is die groot vraag, doen ons dit maar net uit 'n gewoonte uit? Dis gevaarlik. Of praat ons met God? Dis 'n moeilike vraag hierdie. Ons praat vanoggend oor gebed, maar Daniël is in die moeilikheid, en die Here kom in die nag, en die Here gee vir hom die antwoord wat hy nodig het. En as jy teruggaan, dan sien jy, daar is 'n sinnetjie van vanoggend vers 19, en Daniël het God geprys. Ek dink ek het dit laasweek gesê, toe ek groot geword het, laasweek oor gebed ook gepraat. Ons het hierdie groot biddae vir reën gehad, en almal het, die kerke was vol, al die denominasies was daar in die platteland. Maar het ons dan 'n diens gehou om God te prys, want ons kon mielies plant. Maar Daniël het iets verstaan hiervan. Hy het met God gepraat en hy het gevra vir goeders, maar het hy God geprys? Dis 'n goeie vraag. Dit bring my by die tweede gebed van Daniël, wat ek nou 'n lofgebed wil noem. En ek wil hê jy moet vir my aanblaai in die boek na die hoofstuk Daniël 6 toe. Ons gaan 'n bietjie daar uitlees. So jy kan vir my gaan blaai na Daniël 6 vanaf vers 11 af. Ek gaan jou 'n bietjie agtergrond gee, en dan gaan ons bietjie kyk wat het hier gebeur. Daniël, ek moet net een ding van hierdie ou sê, Daniël is goed aangeopenbaar deur God, want Daniël was 'n biddende mens. Mense vra, en ek vra dit self baie keer myself, ek wens die Here wil vir my antwoorde op goed gee. Maar as ek nie met hom praat nie, gaan ek dit nie kry nie. Maak nogal sin, hè? Maar kom ons kyk verder. Ek wil graag vir jou sê, wat die agtergrond is, Daniël se amptenare of sy medewerkers, en julle weet almal wat dit beteken, die mense wat saam met hom gewerk het, was nie gelukkig met hierdie ou nie. Hulle het nie van hom gehou nie, dit was professionele jaloesie. Jy sal dit ken. En hulle kon niks teen hierdie ou kry wat verkeerd is nie. Hierdie ou het net te goed gewerk. Sy werk was uitstekend. Hy was betroubaar, hy was nooit nalatig nie. Alles wat hy gedoen het, het hy eerbaar en reg gedoen. As jy nie geweet het nie, op hierdie stadium van die wedstryd is Daniël maar net 80 jaar oud.
En toe besef hulle, maar ons moet een of ander manier kry om hierdie ou onder te kry. Ons moet hom gesink kry. Ons wil ontslaa raak van hom. So, as ons dit nie reg kry om sy integriteit aan te val nie, kom ons val sy geloof aan. Ek hoor in sekere besighede mag jy nie eers meer 'n bandjie dra wat sê jy glo in Jesus nie. En ek glo in die skole is dit ook nou nie meer aanvaarbaar nie. Dan sê die mense ons word nie vervolg nie, ons word, as ons kinders nie eers meer kan erken hulle is kinders van Jesus Christus nie. Dit is besig om te gebeur, ons besef dit net nie. Maar Daniël sit met hierdie probleem, hulle sit met hierdie probleem, en hulle sê vir mekaar in Daniël 6 vers 6, wel, as ons dit nie gaan reg kry om hierdie ou onder te kry as gevolg van sy professionaliteit nie, ons maak 'n ander plan. Kom ons gaan soek iets en ons vind iets in die wet van sy God. So kom ons gaan bestudeer hierdie ou se geloofsoortuigings of die boek, hulle het nog nie die Bybel gehad nie, maar ons gaan kyk 'n bietjie wat glo hy in en dan gaan soek ons iets daarteen. Hulle was ernstig om van hom ontslae te raak. In die proses het hulle na die koning toe gegaan. Jy gaan alles nou lees in die begin van die hoofstuk. En die koning oortuig dat die koning moet iets uitvaardig, die wet van Mede en Perse wat sal sê, dis vas, vir 30 dae mag jy niemand anders aanbid as die koning. Hulle het met 'n plan gekom. Dis 'n landswet, dis vas. As jy dit nie doen nie, is jy dood. Klaar. So, wat maak Daniël toe hy daarvan hoor? Ek wil hê jy moet saam met my lees, Daniël 6 vanaf vers 11. Toe Daniël te wete kom dat die bevelskrif geskryf is, het hy sy huis binne gegaan. Hy het in sy bovertrek oop venster gehad in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 keer op 'n dag daar op sy knieë gegaan, gebed en voor sy God lof uitgespreek, soos hy voorheen gedoen het. Die res van die storie is, hy is uiteindelik gevang, en hy is leeukuil toe. Maar kom ons gaan kyk eintlik oor die gebed, dis ons fokus. Wat was Daniël se eerste reaksie, toe die moeilikheid daar is? Toe gaan bid hy. Ek self daaraan skuldig. Ons gaan eers dokter toe. Ons wag tot ons uiteindelik in die hospitaalbed lê, en dan bid ons. En ek praat vanoggend met hierdie ou. Julle weet, as jy breek jy vir jouself. Dan vertrou ons nie die Here nie. Maar Daniël gaan, en hy gaan bid dadelik tot God. Hy gaan op sy knieë, en hy gaan praat met God. Maar nou interessant is, hy gaan bid nie meer as gewoonlik nie. Baie mooi na die skrif kyk, hy gaan bid soos wat hy altyd gedoen het, 3 maal 'n dag. Toe die moeilikheid meer word, toe word sy gebed nie noodwendig meer nie. Want sy gebedslewe was so gesond, dat dit wat hy gedoen het, genoeg was om met God te kommunikeer. Sy styl het nie verander nie, sy metode het nie verander nie, en sy frekwensie het nie verander nie. 3 keer 'n dag het hy dit gedoen. En in die middel van hierdie moeilikheid, as jy die laaste versie daar lees, het hy God geprys. Hy het geweet, hier kom moeilikheid. Daniël se gebedslewe het nie verander soos wat sy omstandighede verander het nie. Dit vat guts. En hy het geweet, hy gaan sy lewe verloor, want dis leeukuil toe vir jou. Of een of ander metode gaan hy vermoor word. Sy vertroue op God, en sy geloof in God, was die belangrikste. En dit het bepaal hoe is sy gebedslewe. En ek wil vanoggend iets met jou deel, en ek wil hê jy moet saam met my vanoggend gaan ons saam hieroor bid, want dit het my ontstel al verlang. Ek wil teruggaan COVID toe. En ek wil vanoggend, ek as leraar, wil saam met jou as my gemeentelid voor God vir ootmoediging vra vir wat ons gedoen het. Almal van ons. Wat het in COVID gebeur? Want ek skaam my nou nog daaroor. Regtig. Toe die regering sê ons kan nie kerk hou nie, hoeveel weerstand het ons gebied daarteen? Niks. Absoluut niks. Ons het nie geen weerstand gebied nie. Ons het nie gesê,
ons gaan na alternatiewe metodes kyk om kerk te hou nie. En ek was deel van daai besluit. Ek was op die kerkraad, en ek praat nie net van een gemeente nie, ek praat van gemeenskap, ek praat van die wêreld. Ons het nie gedoen wat Daniël gedoen het nie, glad nie. Ons was so bang ons kom in die moeilikheid, ons het nie kerk gehou nie. Nou ek weet, die eerste verskoning hier kom, en ek het vir hom hier so geskryf, ja, maar ons het video's gemaak. Weet jy, voordat dit COVID was, kon jy ook preke op video's gekyk het. En mense kon op hulle fone sien wat aangaan, maar ons het nie by mekaar gekom nie. Daniël se gebedslewe het nie verander nie. Dit het dieselfde gebly. Ons gebedslewe en tyd saam met God as gemeentes, weet jy wat jy uiteinde, al ons leraars kom eenmal 'n week by mekaar en ons drink saam koffie in die dorp, al die kerke. Ons het hierdie goed met mekaar bespreek. Oor die wêreld het al die kerke 33% lidmate verloor. As gevolg van die hele proses. Mense het die volgende geleer na 3 maande. Ek het toe niks oorgekom nie. Ek kyk my video by die huis. Ek weet, wat ek vir jou sê is nie lekker nie. Ek praat met die verkeerde mense want hulle sit voor my. Ek moet praat met die ouens wat besig is om op die kamera te kyk. Maar ek is besig om vanoggend saam met jou te vra, want hierdie ding lê verskriklik sterk op my hart. Ons sal ons knieë moet voor God buig. Dan kan ek die volgende ding kry, ja, maar weet jy, dit was 'n landswet wat ons sou geoortree het. Jy's reg. Daniël het 'n landswet geoortree. Daniël het geweet, as jy gaan tot God bid, gaan jy doodgemaak word. Ons het geweet, as die kerk by mekaar kom, raai wat was die wet, wat sou gebeur het? Wie sou tronk toe gegaan het? Die ou wat hier voor staan. Regtig. Die ou wat gestaan en preek het, as die polisie opgedaag het in COVID, het hulle hom toegesluit. Dit sou ek gewees het. Ek het 'n storie om jou te vertel, en is die waarheid. My pa is 'n gemeente aan die ander kant van Tabazimbi, het 'n besluit geneem in daardie tyd, ons gaan voort met kerk. Baie klein gemeente, baie kleiner as ons sinne. En die kerkraad moet mooi luister. En hulle het 'n besluit geneem, amptelik as kerkraad, as hulle ons dominee in die vang waar hy laat, dan klim ons almal saam in. Jy sal nie glo nie, die polisstasie was 1 kilometer van die kerk af. Hulle het kerk gehou. Van my ander vriende wat in die bediening is, het vinnig klomp stoele uitmekaar in die saal gesit, vinnige koffieshop geregistreer, 2 koffiemasjiene opgesit. Ons het van die kerke bygewoon en hulle het kerk gehou. Daar was 'n gemeenskap van die gelowiges. Daar was alternatiewe maniere. Ons sou toegesluit gewees het. En laat ek vir jou nog 'n stukkie inligting vanoggend. Die PA, die personal assistant van Sedi Beng se bevelvoerder is 'n gemeentelid by ons. En daardie persoon het aan my persoonlik gesê, daar was nie eers een dag 'n opdrag gegee aan een polisieman in die hele COVID om te gaan kyk of iemand in die kerk is nie. Maar ons het sê nee, dis oukei. Ek het gesê dis oukei. Ek was op die kerkraad. Ek kry skaam daaroor. Dit was vir my 'n ding waarteen ek gestry het, en dit was vir my moeilik. En ek wil hê, nou gaan ons stop. En ek wil hê jy met jou hoof buig saam met my, want ons moet voor God verootmoediging doen. Want as ons met die Here wil vorentoe praat, moet ons dit wat skeiding maak tussen ons en hom wegvat. So kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U. Daar's tye in ons lewens, en daar's tye in ons lewens wat ons dinge nie reg doen nie. Daar's tye in ons lewens waar ons eerder nie U aangesig sou gesoek het nie, en ons was almal deel daarvan. Ja, besluite was vir ons geneem, maar ons het uitgemis. Ons is almal as kinders van U, net soos Daniël. En ons wil vanoggend kom, en ons wil verootmoediging vra. Ons wil vra, Here, vergewe ons, dat dit vir ons te maklik was
om nie op U gefokus te gewees het nie. Dat ons nie gebeklei het vir dit wat belangrik is nie. Dat ons nie beklei het vir dit wat ons soek elke dag, waar ons nou voor U aangesig sit. Ons wil U bid, Here, as daar weer so 'n geleentheid in ons lewens kom, Heilige Gees, maak ons sterk, gee vir ons die krag, die gewilligheid, om nog steeds U aangesig te soek. En ons gebed vanoggend is, dat U elkeen van ons sal vergewe, en laat ons sal besef, maar ons moet net U aangesig opsoek. Amen. Gebed het nie 'n stopoorlosie nie. Daniël leer vir ons iets hierso. Daar gaan moeilikheid. Ons lande waar mense doodgemaak word. Maar ek wil vorentoe beweeg, ek wil na die derde gebed toe gaan, want Daniël se derde gebed is 'n volhardingsgebed. En dit is mooi om te sien in Daniël 6 het hy ook volhard in alles en in groot moeilikheid beland. As jy nou gaan na die volgende hoofstuk toe, dan het hy nog steeds nie opgehou nie. Hy maak soos Paulus hulle, wanneer hulle gevang was en hulle gesê, julle kan nie op die plein die woord van die Here verkondig nie, en dan het hulle gevangene geneem, goed pak slaag gegee, wat het hulle gemaak? Die volgende oggend toe hulle vrylaat, toe is hulle terug. Dit vat 'n man op 'n perd. Ek wil hê ons moet gaan na die derde gebed toe. Blaai vir my na Daniël 10 toe. Ek dink ek kry vanoggend 'n lesing. Ons gaan begin vanaf vers 2 af in Daniël 10. Dit is 'n lang gedeelte, maar ons gaan 'n kort gedeelte daar uitgebreek. Ek wil dit vir jou voorgang, ons is in Daniël 10, Daniël 9 is daar 'n lang gebed van Daniël. Ons gaan oor hom met 'n paar preke in die toekoms sê, maar Daniël is besig daar met 'n gebed. En in hierdie hele seisoen van gebed, want dit was 'n mens wat heeltyd gebid het hy gevra vir 'n antwoord by die Here, en ek wil hê jy moet saam met my vanaf vers 2 af lees. Daniël 10 vanaf vers 2. En daardie dae het ek Daniël, ek wil sommer net hierso stop. Daar's mense wat sê Daniël het nie die boek Daniël geskryf nie. Jy kan maar gaan kyk hoeveel keer het hy in die eerste persoon gesê, ek Daniël. Dit was nog altyd geglo en ons kan dit nie verander nie, daar staan dit. En daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. Aangename kos het ek nie geëet nie, en vleis en wyn het by my mond nie gekom nie. Ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke verby was. Op die 24ste dag van die eerste maand was ek by die oewer van die groot rivier. Dit is die Hidekel. Toe ek opkyk, sien ek, kyk, daar is 'n man geklee in linne en sy heupe omgord met goud van Ufas. Sy liggaam was soos 'n chrysolet en sy gesig het gelyk soos weerlig, terwyl sy oë soos vakkels van vuur was en sy arms en voete soos gepoleerde brons geskitter het. Die geluid van sy woorde was soos die geluid van 'n menigte. Ek, Daniël, het alleen die verskyning gesien. Die manne wat saam met my was, het nie die verskyning gesien nie. Groot vrees het hulle egter oorval en hulle het gevlug om weg te kruip. Ek het alleen agtergebly en het hierdie groot verskyning gesien. Daar was geen krag in my oor nie en my gelaatskleur het verander na doodsbleek. Ek kon nie my kragte herwin nie. Ek het die geluid van sy woorde gehoor en toe ek die geluid van sy woorde hoor, was ek in 'n beswywing met my gesig teen die grond. Kyk, 'n hand het my aangeraak en my geskud tot ek op my knieë en handpalms was. Toe sê hy vir my, Daniël, baie geliefde man, kry insig in die woorde wat ek met jou praat en staan op jou plek, want ek is nou na jou toe gestuur. En terwyl hy hierdie woorde met my praat, het ek bewend opgestaan. En hoor wat sê hy vir hom. Hy sê toe vir hom, moenie bang wees nie, Daniël, want vanaf die eerste dag wat jy jou hart oop daarop gerig het om insig te kry en jou voor God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en ek het gekom op grond van jou woorde. Ek wil net tot daar lees. Wat het hier gebeur? Daniël, in vers 2 word daar duidelik gesê, hy het vir 2 weke afgesonder, vir 2 weke gevas, vir 2 weke tyd by God gespandeer. Maar nou staan daar nie bid nie, so is dit 'n verkeerde afleiding om te maak.
Maar as ek afgaan na die onderste vers toe, dan sê die engel vir hom, jou woorde geluister. God het jou woorde gehoor. Met ander woorde, dit was 'n gesprek met God. So kom ons kry dit net eers. Daniël was besig met 'n gesprek met God vir 3 volle weke. Het God se aangesoek al die pad. En in vers 12 kom praat hierdie engel met hom en hy sê vir hom, God het jou gehoor van dag 1 af. Hy het gehoor toe jy begin bid het. Wat sê dit vir my en jou? Die Here hoor jou gebede. Altyd. Nou voel ons baie keer, maar ek moenie lank bid nie. Nee, Daniël het ook nie opgehou nie. Ek kan vir jou ander skrifte ook gee daaroor. Maar ek en jy kan na God toe gaan en wanneer ons begin om die Here te aanbid. Nou as jy verder gaan lees in die gedeelte, dan sê hierdie engel vir hom, maar hy was besig met die stryd, die oorlog teen die Perse. En gelukkig het Michael hom kom verlos en hy het toe tyd om vir Daniël die antwoord te kom gee. Dan leer ons sommer nog iets hier, sodat in die geestelike wêreld gebeur daar net soveel dinge wat ook deel van die fisiese wêreld uitmaak, want daar was 'n oorlog. Maar die engel was besig. En toe het die engel gekom, ek en jy kry antwoorde by God. Partykeer is daar tyd om te wag. Partykeer moet 'n klomp dinge in mekaar val voor ek en jy 'n antwoord kry. Maar dan moet ons tot God bid. Dan dink jy miskien 'n oorlosie nodig. Ek wil jou net sê dat in daardie tyd was daar nie oorlosies nie. Mense het net tot God geroep. In die tyd wat nodig was. Hier het Daniël nodig gehad om vir 3 weke lank te bid. Net vanoggend hier so iets. Dalk hoop ek geleer dat daar's verskillende tye vir verskillende gebede. Daar's tye wat jy soos 'n man op 'n perd moet wees en 'n gebed bid in omstandighede wat nie lekker is nie. In omstandighede waar jy in die moeilikheid sal kom. Daar's tye wat jy net 'n gebed moet doen omdat jy God moet vertrou vir iets. En dan is daar tye wat ek en jy moet verlang by die Here sit. Al is dit vir 3 weke. Want ons het nodig om 'n antwoord te kry by hom. Ek en jy het nie nodig om momentum te verloor nie. Daniël het nie 'n stopoorlosie gehad nie. Daniël het verskillende gebede gebid, verseker. Beginsel is, dit gaan nie net oor die tyd nie, dit gaan oor wat in jou hart is. Dit gaan oor wat ek en jy bereid is om in hierdie verhouding met God, met hom te deel. Want dis waaroor dit alles gaan. So doen jy jouself 'n guns. Bære jou stopoorlosie, begin met die Here praat. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend weer voor U met nog 'n gebed. Want ons mag met ons God praat. Met nog 'n gebed uit dankbaarheid. Dankbaarheid vir net die geleentheid om hier te kan sit. Dankbaar vir die geleentheid want 'n God sorg vir ons. 'n God wat na ons kyk die hele tyd. Ons is dankbaar vir die goeie dinge wat ons in ons lewens het. Here, daar's uitdagings in ons lewens. Maar dan sal ons by U sit vir hoe lank dit nodig is. Met 'n afwagting vir U Gees om antwoorde te gee. Want net soos Daniël antwoorde gekry het op die gebede, kan ons met sekerheid sê, ons God is daar vir ons. En ons is dankbaar dat U ons nooit alleen sal los nie. Amen.